Goeiemôre Isak. Môre Corneille. Gaan dit goed? Nee, wat ek sê mos altyd stryd is groot, maar die genade daarom baie groter, Corneille. Dis Hoe gaan waar. dit al by jou? Dit gaan goed, dankie Isak. Dit is maandagooggend in die week het begin. Ja, en dit voel vir my elke maandagoggend kom vinniger as die vorige ene. Ja, en die tyd is presies ewe lank, maar dit voel maar net vir ons so. Dis waar. En ek is seker dit moet vinniger begin voel vir julle in die politiek op hierdie stadium. Ja, jy's reg, interessant. Afgelope naweek was dit die 4de Julie en ek het 'n vergadering gehad met vir my mense en hulle gesê presies oor 4 maande dan is ons by die stembus, dan is ons by die verkiesing. So dit is 4 maande. Hierdie laaste stukkie van Julie is so 'n klein bietjie rustiger, maar dit is so 400 meter. Ons kom om die draai vir die wenpaal basies vir Augustus, September en Oktober en 4 November gaan ons stem. So ons is amper daar. En dis nou presies waarom ek vanoggend met jou wil gesels. Ek wil nou kyk of ek so kan regkry om so die verskillende leiers van die verskillende partye wat daarom vir ons belangrik is, kan praat. So in die aanloop na die verkiesing toe, en omdat ons nou gesê het, dit kom baie vinniger as wat mense dink dit is hierso. Voor jy kom kry, dan is die verkiesing hierso. En ek wil bietjie met jou gesels vanoggend oor die Vryheidsfront Plus se aanloop, spesifiek in die lig van die slagspreuk wat julle hierdie jaar handhaaf vir die munisipale verkiesings met dis ons tyd. Wat beteken dit? Ja, jy is heeltemal reg, Isak. Dit is ons slagspreuk wat ons gebruik in die registrasieveldtog en ons sal 'n klein bietjie aanpas binnekort wanneer ons kom by die veldtog self, maar dit gaan oor dit is ons tyd. It's our time. En dit gaan maar daaroor dat ek dink die politiek is dinamies. Ek is baie lief vir die politiek, is interessant. Dit verander van dag tot dag, dit verander selfs binne 'n dag. Maar 'n ding het sy eie tyd en hy loop sy normale verloop en dan loop dit op en dit bou op en dan kom dit op 'n punt wat jy op die besef kom en jou ondersteuners en die kiesers daar buitekant kom om te sê maar dit is nou genoeg. Dit is nou genoeg. En nou is dit ons tyd, dit is ons geleentheid om dinge reg te maak, om voort te vat, om aan te gaan en 'n verskil te maak. En as ek baie keer sê die ouens vra maar wie is daai ons? Dan sê ek daai ons is nie uitsluitend nie, dit is nie eksklusief nie, dis juis inklusief. In die eerste plek sê ek dit verwys na die Vryheidsfront Plus, dit verwys na die breë Afrikaner gemeenskap, maar dit verwys ook na elke Suid-Afrikaner wat my betref wat die slagoffer is die afgelope 32 jaar van wanbestuur, van geen dienslewering nie, van korrupsie en wat gesien het, ons was almal teenwoordig en het gesien hoe hierdie land, hoe die stadsrade, hoe dorp vir dorp afgebreek word na die grond toe en dan kom daar 'n tyd om te sê ons aanvaar die verantwoordelikheid, dis ons tyd, kom ons gaan maak hierdie gemors nou een vir altyd reg en dit gaan ons probeer doen as ons die verkiesing agter die rug het. Kom ons gesels 'n bietjie spesifiek oor die Afrikaner, die spesifieke nis wat julle as Vryheidsfront Plus veral dan nou verteenwoordig. Ek weet daar is pogings om die Vryheidsfront Plus 'n bietjie meer inklusief te maak, maar oor die Afrikaners, ek het oor die naweek weer 'n slag bietjie diep nagedink oor ons ou volkie, die Afrikaners. Nou kyk ek hulle so daar by in die Bosfees en ek sien hierdie klomp diverse mense hier voor my, nê? En ek weet nou uit die aard van my werk, elkeen wat daar staan het 'n ander verwysingsraamwerk, 'n ander uitkyk op die lewe. Maar hier staan hulle by 'n fees wat in wese, in identiteit Afrikaans is, en die hele lot van ons party nou lekker saam. En toe wonder ek so klein bietjie, maar word ons nie spesifiek die segment Afrikaners so bietjie agterweë gelaat in die toekoms en die welsyn van hierdie land nie? Absoluut, jy is heeltemal reg. Isak, kom ek net een tree teruggee. Dit is korrek. Die Vryheidsfront Plus het begin vanuit die Afrikaner gemeenskap, die Afrikaner geleedere as 'n party wat 'n nismark party het en ons abandoneer nie en ons gee dit glad nie prys nie. As ek 2 woorde kan sê, ek dink die naam van ons party is presies reg en nie toevallig so gekies nie. Daar's 3 komponente in die naam van hierdie organisasie. Die eerste een is die Vryheidsfront Plus. Aan die ander woorde, dit gaan vir ons eerstens primêr oor vryheid en wat dit als impliseer, die reg om jou eie besluite te neem, die reg om deel te kan wees, die reg om 'n verskil te kan maak, om vryheid te kan hê en te kan ervaar, ook in al die verskillende vlakke daarvan. En dan is ons nie net eksklusiewe party nie, ons is 'n front, ons is 'n breë front wat saam beweeg na vorentoe en dan het die plus later bygekom en waar ons aanvanklik eksklusief in 'n sekere mate in Nismark alleen was,
is die party op 'n baie breër posisionering tans. Ek kan jou verseker, ons word nogal oorval deur mense wat by ons aansluit, ook uit ander gemeenskappe uit. En die rede daarvoor is dit. Nadat ek leier geword het 18 maande gelede, het ek gesê, dis nie so moeilik nie. Al wat ons moet gaan doen is, ons moet ons party gaan posisioneer reg langs ons eie mense in terme daarvan om te verwoord wat in hulle harte en siele brand. Dit wat vir hulle belangrik is. En as jy nou praat spesifiek oor die Afrikaners, soos jy dit gesien het die naweek by die fees, dis heeltemal reg. Jy weet en ek weet op die oomblik volgens die ANC se benadering, kan jy nie 'n slegter ding wees. Daar's niks slegter as 'n wit Afrikaans sprekende man nie. Dit is ons is heel laaste, daar's vir ons geen bydrae om te maak nie, ons beteken niks. En ek wil nou nie snaaks wees nie, ek het tog 'n idee om te glo dat dit juist daardie groep onder andere is wat 'n reuse bydrae gemaak het in die ontwikkeling van Suid-Afrika in die vooruitgang. Ons kan baie voorbeelde daarvan noem. Die interessante ding is, as jy 'n sommetjie gaan maak, Jan van Riebeeck het hier gekom in 1652. Dit is 374 jaar gelede. En van die eerste dag wat hulle voet aan wal gesit het tot waar ons vanoggend gesels, was ons nog altyd 'n minderheid. Ons was nog nooit 'n meerderheid nie. Maar daar is 'n besonderse minderheid wat gedryf word deur hulle geloof, deur hulle benadering, hulle waardes. En oor 374 jaar as 'n minderheid het ons nog altyd 'n verskil gemaak. En ek dink dit is hoekom ek onder andere sê dis ons tyd. Ons het nou lank genoeg, vir meer as 30 jaar, die ANC gelos om nou sy ding te probeer, nie omdat ons 'n keuse gehad het nie, ons is daarin geforseer. Maar ek dink die tyd het gekom dat ons opstaan en sê nee, ons het 'n bydrae te maak, ons hoef nie uitgerangeer te word nie, inteendeel. Daar waar ons vat, en soos wat jy in daai stuk van jou geskryf het, waar ons voorvat, of dit by 'n tafel is, of by 'n tombola, of by watter geleentheid ook al, dan word dinge gedoen en ons neem 'n besluit. Ons is nie soos wat die ANC met alle respek is. Hulle is goed met vergaderings. Hulle kan ure praat, maar glo my, daar gebeur daarna heeltemal niks. As julle dan nou wegbeweeg van die nismark segment spesifiek af na iets wyer toe, en julle sê dis ons tyd, beteken dit die Vryheidsfront Plus sien vir hulle 'n groter stuk van die koek uit die verkiesingskoek uit vorentoe, en hoe groot is daai stuk wat julle voorsien? Kom ek sê, ek kan albei doen. Dit is nie of die een of die ander nie. Ek hoef nie die Afrikaner as my spesifieke gemeenskap een kant te stoot om iets anders te bereik nie. Dit is 'n en situasie. Die Afrikaner word juis gekonsolideer op die oomblik, en ek wil nou nie na ander partye vernoem nie, maar daar is ouens tans op die speelveld, terwyl ons in die gees van die sokker wêreldbeker is, wat goals skop na hulle eie doelpale toe van tyd tot tyd. So ons is besig om die Afrikaner te konsolideer in 'n baie groot mate, en ek is baie dankbaar daarvoor en ondersteuning kom, maar ons reik uit na ander mense toe. En nou moet ek eerlikwaar sê, ek dink die antwoord is baie maklik en eenvoudig. Dit gaan oor waar jy jouself as 'n party posisioneer, en ons as 'n party posisioneer ons deur te kyk, as jy op die politieke spektrum sou kyk, dan sal ek sê, kom ons sê die middel is nou die sentrum. Dan wil ek sê die Vryheidsfront Plus posisioneer ons voel baie gemaklik daarmee as 'n party wat onsself beskou sentrum net na die regterkant toe. Sentrum net na die regterkant toe van die sentrum. En hoekom doen ek dit? Want navorsing sê vir my dat ongeveer 80% van die mense van hierdie land beskou hulle self as inherent konservatief in terme van hulle waardes, in terme van hulle lewensuitkyk ensovoorts, en hulle sê ook hulle is Christene. En dan sê ek, daar's ander partye wat aan die ander kant is, wat nie skaam is nie, en hulle sê, hulle beskou hulle self aan die linkerkant van die sentrum, sentrum links. Hulle fokus net op die individu, hulle glo individuele regte is voldoende. Ek sê nee, ons is nie maar net 'n gromp individue nie. Ons is mense wat deel is van 'n groter gemeenskap, en dan kom ek en ek sê, maar dan sit ek sekere waardes op die tafel. En dit is die tipe waardes wat ek sê geassosieer word met hierdie beplanning en hierdie posisionering waar ons onsself gaan posisioneer. En kom ek noem vir jou 'n paar van hierdie waardes, en ek dink dit is waardes wat brand in die harte van ons mense. Ek praat van ons het geen toleransie vir misdaad nie. Ons glo in veilige en beskermde grense, kulturele konservatisme, federalisme en desentralisasie, meriete, gelyke aanstellings, tradisionele familiewaardes, respek vir die oppergesag van die reg, burgerlike vryheid, totale vrye markekonomie, gewaarborgde eiendomsreg, en so kan ek aangaan. Daar's 'n hele wye reeks van daardie basiese waardes, en ek wil tog glo dit is die waardes wat internasionaal ook bewys het wat suksesvolle lande teweegbring. En ons staan daarvoor, ek sê dit is waarvoor ons staan, en ek is verbaas oor die steun wat ons kry van ander gemeenskappe en mense ook, wat sê maar ons is gemaklik en ons steun dit ook. So as jy my vra oor die deel van die koek, ek dink ons is in 'n situasie wat ons vir mekaar eerlik moet sê, en dit geld vir al die partye. Ek dink geen enkele politieke party, maak nie saak wie dit is nie,
gaan alleen verkiesings wen nie, of dit in die metros is, en of dit in die stadsrade is. En jy sal onthou, ons van die Vryheidsfront Plus se kant af het baie lank al gesê, die antwoord lê in koalisieregering. Omdat dit ons kiesstelsel is. Ons kiesstelsel is proporsioneel, en ek dink geen party gaan alleen kan wen nie. Dit beteken dat jy gaan koalisies vorm na die tyd, en ek wil glo die Vryheidsfront Plus gaan in baie stadsrade en metros 'n beduidende speler wees wat 'n brug kan bou tussen verskillende komponente om juis standvastigheid te bring in koalisieregerings wat absoluut noodsaaklik gaan wees. So die Cook se aandeel gaan beslis groter word. Hoe groot weet ek nie, maar die interessante ding is dit hang van die kiesers af. Hoe meer mense vir die Vryheidsfront Plus stem, hoe groter is daardie deel, en ek sê die wonderlike van die stelsel is dit. Jy moet stem vir jou waardes. Dit waarmee jy glo, dit waarmee jy gemaklik is. En dan weet jy daardie waardes sal ons saambring, inbring in 'n koalisieregering in waar ons dit sal verteenwoordig, en jy kan stem vir wie jy glo die regte geposisioneerd is. Daar bestaan nie 'n ding ek moet stem vir X of vir Y want hy's groter en hy het 'n kans teen Y of Z nie. Ons is daai daas nie met ter sake nie. Dit is nogal vir my, as ek nou nogal nadink oor die komende verkiesing, is daai nogal vir my 'n interessante aspek van wat vir ons wag na November. Want ek sien daar gaan waarskynlik al hoe meer vakuume wees wat gevul word deur verskillende tipe partye. Hier sal die Vryheidsfront Plus dalk 'n bietjie sterker wees en die DA en selfs die ander partye wat ons nie van hou nie. Gaan ons nou maar moet vrede maak, gaan op sekere dele 'n groter sê hê. Wat 'n interessante dinamiek oor plaaslike regering gaan meebring waar die ANC nie meer 'n alleen sê het nie, nê. Jy sal dit maar reg, so kom ek noem 'n voorbeeld. In die vorige plaaslike verkiesing 5 jaar gelede het ons hoofsaaklik koalisies gesien in die Wes-Kaap en in Gauteng en sekere van die metros en nie baie verder as dit nie. My voorspelling is ons gaan waarskynlik koalisies sien in al die metros in Suid-Afrika, reg oor die land, maar ons gaan ook koalisies sien in die meeste stadsrade in al die provinsies. En as jy vinnig kyk na wat is op die tafel en die keuse wat kiesers het om te maak. As jy met die OVK praat, sal hulle vir jou sê daar is 530 politieke partye in Suid-Afrika geregistreer. Dis verskriklik. Nou ek sê altyd die oorgrote meerderheid van hulle, of jy nie te ernstig op te neem nie, dis ek, my hond, die faksmasjien en ons het 'n politieke party en my vrou spreek my aan wanneer die leier as ek in die kamer kom. Dit beteken nie veel nie. My argument is ek sê wat mens behoort te doen is, kom ons vat die 10 grootste van daardie 530 politieke partye, die 10 grootstes. En ons fokus op hulle. En ek laat my nie vertel as jy na die 10 grootste politieke partye gaan kyk en ek kan jou 'n lysie gee, dat onder hulle beleidsbepaling en waar hulle staan en hulle beginsel raamwerke, dat mense nie daar 'n tuiste kan vind en voel maar ek kan daarmee assosieer en daarvoor stem nie. En as jy daai 10 grootste politieke partye vat, dan sê ek onder daai 10 gaan jy die goeie ouens kry en jy gaan die slegte ouens kry. En wat ek graag wil sien is dat daar koalisies tot stand gaan kom reg oor Suid-Afrika van die goeie ouens. Dat ons juist die slegte partye kan uithou, en ek praat van die ANC, die MK, die EFF, nou mag ander slegte partye ook wees, maar aan die ander kant is daar sterk en goeie partye en sterk partye wat mense kan bymekaar bring, soos die Vryheidsfront Plus, die DA sal deel wees daarvan, die IFP beskou ek as deel daarvan, die ACDP, daar's ook ander in daardie onder eerste 10 partye wat ek dink wel positiewe verskil vir ons mense gaan maak. So is hierdie nou eintlik 'n erkenning dat selfs al beklei julle met die DA dat hulle 'n goeie party is? Nee, ek het nog nooit met die DA beklei nie, Isak. Waar kom jy daaraan? Nee, kom ek sê wat die Vryheidsfront Plus houding is. Ek weet en ek is baie bewus daarvan dat die laaste ding wat die kiesers daar buitekant wil hê is om te sien dat politieke partye wat saam behoort te werk met mekaar beklei. Ek verstaan dit en ek onderskryf dit. En ons in die Vryheidsfront Plus se benadering is om juist dit nie te doen nie en nie daarbey betrokke te raak nie, maar as 'n party aangeval word, sal hy homself verdedig. As 'n party sleg gesê word, sal hy daarop antwoord. En ek of ons daarvan hou of nie, net soos wat die Vryheidsfront Plus 'n beduidende werklikheid is en sterker en groter word, en dit sal die verkiesing wys, moet ek aanvaar daar's ander partye wat ook 'n werklikheid is. Ek wil daar moet ons so oomblik hieroor gesels nie, want soos wat jy sê, ek en jy, ek weet ek het al baie jare lank wat ek met jou onderhoude doen gesels ons oor koalisies. Maar koalisies behels ook 'n ander soort dinamiek as wanneer partye in 'n gewone verkiesing teenoor mekaar te staan kom. En juist daai samewerkingsidee wat dan nou
uit 'n kiezer se oogpunt uit verg dat daar dalk 'n groter mate van vrede en eensgesindheid tussen hierdie partye moet wees as jy wil hê 'n koalisie moet werk. Ja, ek dink die maklikste manier om dit te verduidelik is ek wil 'n onderskeid tref tussen twee tipes politiek as ek dit so mag stel. Die een is verkiesingspolitiek en die ander een is die koalisiepolitiek. En wanneer jy in 'n verkiesing is soos wat ons nou is, en veral in die volgende 4 maande, moet die publiek kan verstaan dat elke party doen alles wat hy kan binne die reëls om soveel as moontlik mense te kry om vir jou party te stem, vir jou visie te stem, vir jou beginsels, vir jou ideale, vir jou waardes te stem. Dit maak jou sterker. En daar in daai opsig kompeteer politieke partye met mekaar. Maar onthou een ding, en ek het al die jare vir my kinders gesê, ek het 4 toe hulle klein was in die laerskool. As ek graad eentjies reisies hardloop in die begin van die jaar, moenie vir die maatjie langs jou kyk nie, jy hardloop skeef. Jy kyk net voor jou en jy hardloop vir die wenpaal. Dit is hoe dit behoort te werk. Nou in die politiek, verkiesingspolitiek tyd werk dit ook so. Elke party kompeteer met mekaar en dat sal wees dat ons van tyd tot tyd met mekaar verskil, juis oor beleidsposisionering, oor waardes en daai tipe van goed. Maar as die verkiesing verby is, het ons nie 'n keuse nie, dan moet ons probeer om 'n regering saam te stel wat in die beste belang is van die dorp of die stadsraad of die stad waar ons self bevind. En dan moet ons 'n koalisie vorm. En ek sê en ek het regtig moeite gedoen om koalisies te bestudeer. Ek het die voorreg gehad om meer as een besoek in die buiteland te bring en te gaan kyk hoe word dit gedoen. Wie ook al die partye is wat die meeste stemme gekry het, maar nie alleen kan regeer nie. Daai party se verantwoordelikheid is die heel meeste. Hoekom? Hy het die meeste om te verloor. Dit help nie jy het 30% van die steun gekry, maar jy kan nie ander vennote kry wat jou in regering kan plaas nie, dan beteken dit niks. So die groter party moet die mees verantwoordelike wees om uit te reik, om ander partye te akkommodeer en om na hulle te luister. En dan kry hierdie absurditeit, ons ken dit ons nou almal, dat een party wat groter is, dan wil hy graag nou vir die gemeenskap sê, die so en so geleide koalisie. Hey, is nie so moeilik nie. Niemand wil deur iemand anders gelei word nie. Jy hoef nie daai te probeer kraai wie jy ook al is nie. Dit is 'n koalisie, dis ons regering wat saamwerk in belang van die gemeenskap. En die interessante ding is, jy gaan die verkiesing in, elkeen met sy eie plan, maar nie een van sy plan kry genoeg stemme nie. Dit beteken na die verkiesing moet ons om 'n tafel gaan sit, die goeie ouens, met mekaar onderhandel en ooreenkom op 'n beter gemeenskaplike plan. Hierdie van my waarde, hierdie van my standpunt, hierdie projek ensovoorts. En dit word dan ons plan vir die gemeenskap vir die volgende 5 jaar en kom ons hou daarby dat ons 'n stabiele regering in belang van die gemeenskap, want in die eerste plek gaan dit nie oor die politieke partye nie, dit gaan oor die kiesers en hulle belange. Hulle is die inwoners wat die belastings betaal. Ek weet party mense die DA gaan nou nie hou van hierdie vraag nie, maar mens kan nie help mens kan nie dit ignoreer nie, want ek het dit raak gesien op sosiale media en in ander gesprekke. Die hele John Steenhuisen debakel het 'n bepaalde reaksie by kiesers, by partyondersteuners gehad, wat gesê het, ons is nou klaar met die DA spesifiek, juis as gevolg van hierdie geval, en gesê, ons skuif nou Ja. Vryheidsfront Plus toe. Jou kommentaar daarop. Ja, dit is inderdaad waar. Dit is regtig waar. As jy gaan kyk op sosiale media, gaan kyk wat sê die mense, en ons sien dit aan die stroom van mense wat by die Vryheidsfront Plus aansluit, en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek verheug my nie in ander ouens se moeilikheid nie. Ek sal dit nooit doen nie. Dit is nie hoe ons werk nie. Maar en ek dink ook, en ek sê dit met alle respek, as ek met objektief kyk, dan dink ek nie net dit is die situasie van John alleen hier op die einde in terme van foute wat gemaak is nie. Ek dink dit is 'n ding wat 'n lang pad kom wat mense verstadigingspunt bereik en sê dis nou genoeg. Ons het nou genoeg gehad daarvan en ek is jammer om te sê, een daarvan is 'n persepsie van arrogansie wat kom van kom ek sê dan van die DA af in 'n sekere mate wat mense ervaar as hy minag die ander rolspelers. En mense hou nie daarvan nie en ek dink dit is 'n fout wat hulle maak. Vir my is die baie belangriker ding wat tans uitspeel op die oomblik is die posisie wat John ingeneem het in sy onderhoud met Adrian Basson, wat hy baie eksklusief en duidelik sê dat die Demokratiese Alliansie is 'n liberale party wat staan vir sekere liberale individuele waardes, en dan gaan hy verder en hy sê, mense wat hy nou noem die Afri-Maga groep, en dan noem hy hulle Solidariteit, Afri-Forum, Vryheidsfront Plus, die mense wat daai ouens ondersteun, hoort nie by die DA nie, want ons waardes en hulle waardes verskil. En ek waardeer sy eerlikheid, maar dit is bly in die hande van die kiesers om te besluit waar voel jy tuis, en ek sê stem volgens jou waardes wat vir jou gemaklik maak, en ons neem dit in 'n koalisie in, en ons sal in die beste belang van die gemeenskap optree as daar geregeer word, ook saam met die DA as dit dan moet. Maar partykeer, Corneille, moet ek met jou in alle eerlikheid sê, hierdie verskille tussen julle en die DA lyk regtig partykeer kleinlik, en ek wonder partykeer of julle nie vreeslik
oorsensitief is oor hierdie klein party ding nie. Kyk, dit irriteer enige iemand. As iemand vir mekaar wil kom vertel hoe klein jy is, nou ek aanvaar dit glad nie en ek glo dit ook nie, ek steur my ook nie daaraan nie, want regtig nou, as jy as 'n politieke party nie op jou einde meer as 50% kry en op jou eie kan regeer nie, is jy ook nie 'n groot party nie, jy is maar net 'n groter klein party. Selfs die ANC op die oomblik het nie meer 50% nie, hy is nou ook onder 50%, so niemand is 'n groot party in daai hoedanigheid nie. En ek moet eerlikwaar sê, as jy jou saak moet bevorder deur te sê, ek is groter as jy, nou ja, om watter rede moet ek aan jou glo? Goliat was ook groter as Dawid, ons weet wat het van Goliat geword. So ek moet jou eerlikwaar sê, ek koop nie daai ding van om te probeer nie. Ek sê dit moet regtig gaan oor posisionering, oor beginsels en oor waardes. En die Vryheidsfront Plus is nie skaam nie. Ek sê vir jou watter waardes ek voorstaan en die DA sê waarvoor hy staan en die kiesers kan kies. Wat wel interessant is, as dit kom dan by die praktiese regeer na die tyd, dan vind sekere partye dat hulle nader aan mekaar is omdat ons sekere goed werklik gemeenskaplik het. As dit kom by plaaslike regering, ons is almal ten gunste van dienslewering, goeie dienslewering, effektiewe dienslewering. Ons is almal ten gunste van geen korrupsie nie, goeie stadsbestuur of dorpsbestuur. Daai goeders is gemeenskaplik van die goeie ouens se partye. Dit geld vir al die ouens in die goeie partye as ek dit so kan stel. En ek sê daarom moet daai mense bymekaar kom om koalisies te vorm. Maar die wonderlike geleentheid vir kiesers is jy kan gaan stem eers waarmee jy gemaklik is. En ek verwelkom uit die aard van die saak elke stem wat ons sterker maak. Maar mens kry ook tog die indruk dat daar dalk 'n bietjie meer moeite gedoen moet word, want dit voel vir my en wanneer ek dit sê dan is dit nie net 'n vingerwysing of 'n verwyd teenoor die Vryheidsfront Plus nie, dit gaan ook na die DA se kant toe. Asof daar ekstra moeite gedoen word om teen mekaar te werk. Ek kyk byvoorbeeld na die Noord-Kaap wetgewer waar die DA julle beskuldig daarvan dat julle eintlik die ANC die meerderheid gegee het en nie die oppositie nie. Bietjie kommentaar daaroor. Ja, as ek nou baie selfde trant wil inkom, net soos wat die DA die ANC meerderheid gegee het op nasionale vlak natuurlik om die regering van nasionale eenheid te vorm. Ja, kom ek sê Isak, die punt is die volgende. En dit gaan terug na die Afrikaner toe. Ek dink die hart van die DA lê by die voortvloeisel en Steenhuisen het baie duidelik gemaak in sy onderhoud met Adrian Basson. Die hart van die DA lê by waar hy vandaan kom, vanaf die Helen Suzman, deur die progressiewe party, deur daardie denklyn van denke, wat liberale denke ensovoorts is, en dit is saak kom uit die Engelse gemeenskap uit, dit is bekend, ons weet dit. En jy het voorgepraat oor die Afrikaner. Afrikaners is goeie mense, maar dit moeilike mense ook. Baie van hierdie aanvalle wat na ons kant toe kom eintlik van Afrikaans sprekende mense in die Demokratiese Alliansie wat wil probeer vir die Afrikaners sê, man, julle moet maak soos wat ons gemaak het. Ons moet hoort by hierdie party en nie by daardie party nie. Ek dink nie dis die antwoord nie. Ek dink nie ons hoef dit vir mekaar te sê nie. Dit is onnodig. En ek dink die kern bly, dit is baie maklik, gaan maak seker waarvoor staan elkeen van hierdie partye en dan stem jy vir die waardes wat jy mee kan saamgaan en dan gaan ons vorentoe saamwerk in 'n koalisieregering. Ek hoop natuurlik die Vryheidsfront Plus doen inderdaad beter soos wat jy sê, want dit beteken dan gaan ons darm vir Pieter Groenewald as president kan kry. Wel, ons kort meer DA-ministers, Isak. Ekskuus, ek sê verkeerd. Ons kort meer Vryheidsfront ministers. En dit is as ek net op daai en die ouens moet my nie kwaadlik neem as ek dit sê nie. Ek dink deel van die DA se strategie was om te wys hoe goed en effektief hulle kan regeer. In ander woorde, kyk hoe goed regeer ons ministers as 'n voorbeeld en daarom moet jy vir die DA stem. Nou die ironie is nie ons keuse nie. Dit het nie noodwendig so goed gegaan nie. As jy nou gaan kyk rondom wat gebeur het, rondom landbou en back and closure en 'n paar van die ander departemente, is dit nie noodwendig die beste as ek Engels gebruik track record. Maar teenoor kan ons baie tevrede en trots van die Vryheidsfront Plus se kant af sê, kyk wat gebeur in korrektiewe dienste. Dr. Pieter Groenewald doen uitstekende werk. Ek dink die kiesers daar buitekant hou van dissipline, hulle hou van orde, hulle hou van die veranderinge wat daar kom. Dis positief. So ek dink die kiesers se gevoel is ons kort meer Vryheidsfront Plus ministers op daardie basis en kom ek sê wat my betref die plaaslike regeringsverkiesing sien ek as die fondament wat ons gooi want die groot toets kom in 2029. As ons nou daarin slaag om die ANC tot 'n baie groot mate plaaslik uit die mag uit te kan haal, gee dit die goeie ouens se kans om te wys hoe ons kan goed regeer, maar dit bou op na 2029 toe en by daardie geleentheid glo ek as ons kom by die verkiesing vir provinsies en nasionale verkiesings kan ek glo ons by mekaar kom en die ANC finaal uit die mag verwyder
en dan 'n nasionale regering en in die provinsies daar stel wat 'n beter situasie vir Suid-Afrika kan wees, dat ons die land kan omdraai, dat ons werksgeleenthede geskep kry en dat ons kinders wat in die buiteland sit en alleen op balkonne in die reën staan en braai in Londen kan huis toe kom en ons boere in die VS. Ek maak nou sommer ook maar 'n grappie oor Pieter, want ek weet nou al wat die uitlatings wat jy daaroor gemaak het. Kom ons gesels vinnig daaroor. Jy sien daar's 'n bepaalde agenda agter hierdie hele veldtog wat sê Pieter moet die president word. Nee, kom ek sê nie daar's 'n agenda daar agter nie. Wat gebeur het in hierdie spesifieke geval en ek is nie besig met 'n veldtog of wat ook al daaroor nie. Ek het 'n persoonlike vertroulike gesprek gehad met my raadslede in Saldanha op daardie stadium oor goed wat gebeur in Saldanha. Ons praat daar by in Saldanha by geleentheid op Langebaan. En in die gesprek, en jy kan die band gaan luister, vra hy vir my, wat gaan die party doen rondom hierdie hele gedagte wat hy sê dat Dr. Pieter Groenewald die president moet wees ensovoorts. En dan antwoord ek reageer daarop. En al wat ek sê is, ek sê nie dis goed nie, ek sê nie dis sleg nie. Al wat ek sê daarop is ek het inligting wat sê dat die oorsprong, die aanvanklike oorsprong, het 'n sekere of 'n plek van waar af dit basies kom en mens moet daarvan kennis neem. Nou natuurlik, uit die aard van die saak, goeders, baie keer begin iemand te ding of iemand begin ding om watter rede ook al, maar dit neem sy eie dinamika aan wat buite daai persoon of die organisasie se beheer is en wat in hierdie geval gebeur het. En dit is basies wat hier uitgespeel het. En onthou nou die interessante ding is wanneer ons Suid-Afrika se president kies en dit wie ook al in die toekoms in daai posisie moet wees. Ons het nie 'n kiesstelsel waar mens direk vir 'n president stem nie. Dit werk nie so nie. Jy stem vir 'n politieke party want die president volgens die grondwet word verkies vanuit die lede van die parlement. Na 'n verkiesing in 2029 het ons 400 parlementslede. Een van hulle gaan die Vryheidsfront se hopelik se president word. As genoeg stemme kan kry dat ons die verkiesing kan bestuur op daardie manier. Maar een van daardie parlementslede gaan die president word van watter party dit ook al miskien mag wees. En daarom sê ek, maak die Vryheidsfront sterk as moontlik dat ons hopelik in 'n koalisie 'n beduidende rol kan speel, maar die parlement sal daaroor moet besluit. En daai werklikheid gaan ons dalk vroeër in die oog staar as die ANC volgende jaar hulle reorganisasie konferensie het en dis vir Cyril Ramaphosa uithaal, moet daar onmiddellik 'n nuwe president gekies word en onthou nou, die parlement kies daardie president en die ANC het net 159 stemme uit 400. Dit kan 'n baie interessante situasie afgee. Ek wil gou gesels oor die regering van nasionale eenheid, ook in die lig van dit alles wat ons nou gesê het en dit wat verwag word, want as die trend dan nou voortgaan soos wat dit gaan, dan lyk dit vir my, is daar 'n moontlikheid dat die Vryheidsfront Plus in elk geval minstens dan nog 'n minister kan kry in die regering van nasionale eenheid. Julle was aanvanklik gekant teen die RNE gewees, toe Pieter kom deelneem en baie goeie werk daarvan gedoen, en doen nog steeds 'n baie goeie werk. Hoe sien jy die toekoms van 'n regering van nasionale eenheid vorentoe? Kom ek sê so, Isak, ons kiesstelsel omdat hy proporsioneel is, leen hom daartoe dat een party nie alleen meer as 50% van die steun behoort te kry nie. Die ANC het vir 30 jaar alleen die meerderheidssteun gekry as gevolg van die geskiedenis en waar ons vandaan gekom het, maar ons het uiteindelik nou gegaan na normaliteit toe waar geen party alleen kan regeer nie. Die oomblik wat dit gebeur op nasionale vlak, lei dit tot 'n koalisie of 'n regering van nasionale eenheid. Nou die interessante ding is, dis algemeen bekend dat na die afgelope verkiesing in 2024 het die Demokratiese Alliansie gehoop om alleen eksklusief met die ANC ooreenkoms aan te gaan en dan regeer net hulle twee as 'n koalisie regering. Dit is bekend. Die ANC was nie bereid daartoe nie. Die ANC het gesê nee, ek wil ander partye ook intrek en toe word dit 'n regering van nasionale eenheid waar daar ongeveer 10 partye nou in daardie regering saam regeer. Ek dink die beginsel is goed, dit is reg, maar ons het 'n paar fatale foute en die probleem wat my betref is die ANC se ingesteldheid. En ek het net vir jou gesê, jy gaan in 'n verkiesing in, elke party het wat hy op die tafel sit. As niemand genoeg steun kry, dan moet ons by mekaar kom en 'n nuwe plan saam onderhandel en dan kan ek sê, hierdie saak is vir my ononderhandelbaar, dit moet deel daarvan wees. En 'n ander party sê dit en ons kom ooreen op 'n nuwe platform. Daardie platform word dan die platform van die regering van nasionale eenheid vir die volgende 5 jaar. En my bekommernis is dat ons tans nie regtig 'n werklike so 'n platform het nie, veral in die lig van die kern sake. Byvoorbeeld, die ANC het doeteenvoudig alleenseggenskap opgeëis en behou oor die ekonomie. Daarom sit ons vandag nog met mislukte ekonomiese beleide van swart ekonomiese bemagtiging, van regstellende aksie en al die goed wat daarmee saamgaan. En dit maak dat die ekonomie nie groei nie, dat daar werkloosheid is.
Die ANC het doeteenvoudig opgeëis Suid-Afrika se internasionale beleid, buitelandse verhoudinge. Daarom sit ons met 'n situasie wat ons onsself gaan posisioneer, nie as onverbonde nie, maar ons is aan die kant van die goggas. Ons is by Iran, ons was by Venezuela, by Cuba, by China, noem maar op. En dit maak dat ons tweede grootste handelsverhouding, die VSA, en ek het donderdag saam met Solidariteit en ander kollegas 'n gesprek gehad met daardie ambassadeur van Amerika wat vir ons sê, daar is letterlik duisende biljoene dollars wat gereed sit en wag om in Suid-Afrika belê te word vir ekonomiese inspuiting en infrastruktuur, maar daar moet eers hantering kom rondom daardie uitdagings wat die regering basies ignoreer. So ek is regtig 'n voorstander van 'n regering van nasionale eenheid of dan 'n samewerking, en ek dink dit is die pad wat ons vorentoe gaan hê, en in so 'n regering gaan die Vryheidsfront Plus nie net 2 ministers hê nie, Isak, ons gaan baie hê, maar kom ons kom eers daar. Dis Dr. Corneille Mulder wat jy gesels. Corneille, soos gewoonlik baie lekker om met jou te gesels. Regtig baie dankie dat jy bereid is om vir ons tyd te maak. Groot waardering, Isak, baie dankie vir die goeie werk wat jy doen. Nuuspot word al belangriker. Ons het baie prominente Engelse podcasts, maar ons kort nog aan die Afrikaanse kant en mag Nuuspot groei van krag tot krag. Baie dankie, groetnis.